Ek is hier, die party kan begin. Welkom tussen kussings, nog 'n episode. Een wat ons vir baie lank probeer stilhou het. Ja. Maar ek neem aan toe die tyd julle hierdie sien het ons dit al uitglip. Ja. Want ons kan glad nie gaan nou nie. Nee, ons kan nie. So hierdie is die much anticipated episode met Dion Lots. Dion Lots. As jy nie weet wie Dion Lots is nie, jy gaan nou sien wie Dion Lots is, Jy gaan maar nou jy sien, weet ja. definitief Jy weet. wie Dion Lots is. Jy ken nie Ja. stem, jy ken nie gesig, jy ken dalk nie die naam nie. Die manne het mooi aangetrek, hoed gedra en weet sakhorlosie. Mense trek nie meer altyd so aan nie. En natuurlik ry ek hierdie pragtige Cadillac wat hier agter my staan. 1937 Caddy. Dis 'n V8 en hy ry baie lekker. Wat se kar is dit nie? Dis 'n Cadillac. Is Cadillac sterker as 'n donkie? Baie sterker. Maar hy is sterker as 'n trein. Ons sê. Sorry, ek sit hier in my spoegwolfhemp. La, cool. So ek is nie 'n interview persoon nie. Ek is Dis fyn. verskriklik op my senuwees want ek moet vra. En gewoonlik vra ek vir die simmerie wat moet ek volgende vra en dan vertel sy vir my presies en dan sê ek okay, hoe moet ek dit sê? En dan sê ek dit. En dan moet jy nou maak asof jy dit vir die eerste keer hoor. Absoluut, 100%. So ja, Ontspan rustig. Ja, dit sê. ek sit op die bank tussen kussings met Dion Lots. Ja, dit is crazy want ons het vroeër 'n conversation gehad oor die feit dat ek Binnelanders nou kyk, maar ek is so ver agter en dat jy nou tans 'n bad guy speel in Binnelanders. Weer eens, ja. Maar jy speel so baie rolle jy speel so baie bad guy rolle. Hoe berei jy voor vir sulke rolle? Kyk, ek dink omdat daar's al die lyn tussen goed en kwaad is baie naby aan mekaar. Sê ek altyd, maar die teks lei jou. As jy kyk na wat hy sê, ek skep altyd 'n agtergrond vir 'n karakter. In die geval van David Opperman het hulle vir jou klaar uitleg gegee van wat hy al gedoen het en wat hy nog gaan doen. So jy besef wat sy motivering is. En almal het 'n agtergrond. So jy skep 'n agtergrond. En volgens dit bepaal jy hoe bad hy gaan wees of jy weet wat is die invloed wat hy regtig het. So ek berei maar vir al my bad rolle soos 'n Smiley in die Byl. Jy weet daar was ook issues in sy lewe. En dan besef jy maar mense het stories, mense het issues en jy het 'n keuse of jy gaan goed raak of jy gaan sleg raak. En ek dink baie van my karakters wat sleg is dan nou in ander se oë, een ding wat ek nooit doen nie, ek beoordeel of veroordeel nooit die karakter nie. Want anders gaan ek nie getrou wees aan die bad of die goed van die persoon nie, verstaan jy? Yes. So vir my is dit belangrik. Maar ja, om dit voor te berei, die teks lei jou, maar jy bou maar dinge in wat jy weet. En wat is 'n persoon? Nou, jy weet daar's verskillende vlakke van bad wees. En dis vir my 'n lekker uitdaging. Yes. Is al baie keer dat daar mense jou in die winkel stop en sê, hoekom het jy dit gedoen? Ja. Hoe was jy? Ja, nee, ek was al baie keer dat mense my aantree. Wonderlike storie ek was by die in Botawil, daar by waar hulle altyd die Nampo skoue, Yes. maar dit was die Nampo Kersmark. En daar die tannies my aangetree gesê, jy moet oppas vir Nicolet. Sy wil net weer by Liam uitkom en jy moet ophou met haar mos. En sê ek tannie, maar sy soen so lekker. Woe, dan klap die tannie my. So het 5 tannies my aangetree om te sê, los vir Nicolet uit. Jy moenie met haar, jy weet, sulke goed. So ek was eendag by Aardscape Kunste Kaap in die stad ook en die vrou kom so uit. Ek het 'n vertoning gaan kyk en sy maak so en sy sê, ek kan nie vir jou kyk nie. Ek haat jou.
En dis sê ek van baie dankie. Dis vir my 'n geweldige kompliment. Nee, volgende een vrou het weer vir my gesê, as my man nou hier was, het hy vir jou gebliksem. Jy weet sulke goed, want jy maak ons kwaad. Ja. En dan sê ek, dit is vir my die grootste kompliment, Ja. want dan weet jy die werk reg gedoen. Reg gedoen. So ja, mense val my aan, of ek het eendag ook by my seun se rugby by Wynberg Boys, roep 'n ou my ook, en hy dokter, en ek kyk hom so en hy maak so. Toe besef ek van se trein, die dokter het homself ingespuit. Toe soos 'n great, jy weet, Ja. mense onthou sulke staaltjies Yes, en sulke ja. deeltjies daarvan. Ja, dis vir my nice. As iemand kom en sê, ek haat jou karakter of ek haat jou want whatever. En ja, dit wys jou net as jy dit nie reg gedoen het nie, sou mense dit nie eers aggeslaan het daarop nie. So dis vir my 'n baie groot kompliment. You okay? Hey. It's here. So, with regards to Wallace, it was a headshot. Entry through the left frontal sinus, exit 2 centimeters above the fontanelle. Exit wound is quite large, soft-nosed bullet. Could be relatively close shot, 2-3 meters. Okay. Your man was already dead after the first shot. The second one was unnecessary. Come, let's go and have a look. Gotta go. So Dion, jy het 'n breek gevat in die middel, amper in die middel. Jy het baie flieks gedoen en toe vat jy 'n breek en toe gaan jy in die hotelbedryf in. Wat het daai groot shift bepaal of hoekom het jy daai stap geneem? Ja, ek het onderwys geswat, ek het drama geswat, UCT klaargemaak en akademie drama kuns. En toe het ek 'n geleentheid gekry om in die hotelbedryf in te gaan. Om die waarheid te sê, ek was betrokke met 'n produksie en ek het toe die mense ontmoet, Karel en Pieter Wicht. En Karel bly nog hier en Pieter is nou al oorlede, maar Karel bly in George. En hulle het vir my 'n geleentheid aangebied en gesê ons soek iemand om 'n bestuurder te word in ons hotel. Toe verkoop hulle die Sellers Hotel en Liz McGrath wat die Plettenberg Baai Hotel en so aan sy neem toe oor en ek sê toe vir haar, hoorie, ek weet niks van bouwerk af nie, maar ek wil dit bestuur en as die hotel oopmaak wil ek dit bestuur. Toe sê sy ja. Oh wow. En dis hoe dit gebeur het. So op 26 het ek 'n 5-ster hotel bestuur en dit 'n Relay and Chateau produksie op property gemaak en saam met haar en so het ek 5 hotelle oopgemaak. Verskillende hotelle, Villa Vias, die Arabella en Hermanus en Steenberg Hotel. En ja, vir 13 jaar het ek dit geniet. 3 keer 'n jaar see gereis, al daai tipe dinge. Maar jou passie, as ek 'n televisiereeks of 'n film sien of 'n teaterstuk beleef, dan is dit net soos my hart trek daai kant toe. My hart se punt is daar. Dis wat ek nog moet daai doen. hinkering. Ek het weggeglip by die hotel en gaan doen ek radiodrama. Oh, wow. Jy weet, sulke goed. So ek is die enigste ou met 'n das in die ateljee. Hardloop ek weer terug hotel toe, weet net seker maak alles is reg. Ek het vir 3 dae vir my sekretaresse gesê ek gaan op 'n konferensie. Toe gaan skiet ek The Game. Oh wow. En toe besef ek, jy kan nie. Ja. Jy kan nie voltyds in die hotelbedryf as 'n algemene bestuurder wees en vir jou personeel jok en niemand weet waar jy kamptig is nie. Tot jy op televisie Jou sien en kry sê maar dit gaan uitkom. dit gaan uitkom want hulle sien jou in The Game. Oh, wow, Ja. jy's daar en hoe wanneer het jy dit gemaak? So toe besluit ek net nee. 2001 het ek van beroep verander. By die huis gekom vir Tilla, op daai stadium my vrou, die ma van ons beautiful kinders Nicola en Liam, het ek gesê ek het bedank. Ek gaan nou my passie volg. Oh, wow. Kry ek vir my agent, tannie Sybil Sands, en sy het my ingeneem, gestuur vir castings. Ek het baie advertensies gemaak aan die begin en toe weer my voete teruggevind in die film en in die teater en so het maar weer gekom. So van 2001 tot nou, wat is dit, 24 jaar? Ja. Het my loopbaan is eintlik net 24 jaar lank. Jy weet so ja, dit het gestyg en dit is wonderlik. Dit het geskyrocket. Dit het regtig baie geskyrocket. dankie. Onskuld is pure genade. En die Here weet dit duur nie. Maar asseblief, Timus verbeel hom dinge en as ma hom nog gaan staan aanmoedig ook. Ek kon dood gewees het. Timus, hoeveel keer moet ek nog vir jou sê, die lewe is nie 'n storie nie. So ons het 'n bietjie voorberei want
jou lys van van akteurs is nogal baie lank en ek gaan nie alles kan onthou nie, Jy is maar welkom. daar's ons ek dink Roepman was nogal 'n groot een gewees. Ja, Abraham. En Ja, Roepman was wonderlik. Roepman het ons geskiet in Springs. En Paul Eilers, groot liefde en vriend van my, hy's baie na my hart. Hy's ook nog nie meer met ons nie. Maar ja, hy het die regie gedoen. En hy het my voorgestel vir die rol van Roepman. okay. Want op daai stadium het hulle my nie eintlik geken nie, jy weet, en dis soos met Vaan se trein, toe sê Kobus Rousseau vir my, hy kyk my so en hy sê, waar kom jy vandaan? Want onthou, ek was nou vir 'n paar jaar uit die bedryf uit. Yes. Maar ja, Roepman was 'n pragtige storie, 'n ware verhaal, en dit was mooi, ons het mooi lekker gewerk daaraan. Ja. En nog een wat ek dink wat uitstaan, ek dink baie mense het seker aanklank gevang met dit aanklank gevind met dit is jou rol in Pop of My Darling. O, ja. Hoe was daai ervaring Vleisbeselaar. Ja. Vleis was 'n lekker, ja, weet jy, dis die wonderlike ding van 'n karakter skep. Want ewe skielik besef jy, okay, dis Danville, met alle respek, maar Vleis was daai tipe ou. Vir my is komedie, moet jy komedie speel en jy glo daarin. Jy moenie aangeplak komedie speel. Ja. Overact nie. Jy moet want vir daai persoon is dit ernstig. En dan maak dit nog snaakser. Ja. Verstaan jy? En vir my was dit lekker om so te kan rook en jy weet die manier hoe hy rook, sy vrokkies wat hy dra, sy kortbroek. As die Indiër meisie jy weet by die huis stop en die ma sê, "O, julle, waar gaan ek nou curry kry?" Jy weet sulke goed, dit is so eg, dit is so reëel. En Koos Roots wat die regie gedoen het en ook geskryf het daaraan die teks, dit was verwonderlik want weer eens die humor wat hy daarin skryf is so raak en so goed. So nee, dit was vir my 'n wonderlike rol. Ja. En ons het heerlik gewerk daaraan. Dan sê vir my ons het vroeër gepraat oor net mens wees. Maar een van jou rolle wat jy gespeel het was in Long Walk to Freedom saam met Idris Elba. En ek wil net weet, hoe was daai oomblik ook gewees in jou lewe wat jy langsom gestaan het en gegaan het, jy weet, soos hier is hierdie groot movie met hierdie A-list actors van Hollywood en hoe het jy daar gevoel oor daai? Ek gaan vir jou eerlik wees, ek dink dit is vir my weer eens en ek vergelyk altyd die Springbokke. As jy 'n Springbok rugby speler is en jy moet teen die All Blacks gaan speel, dan ja, jy vergelyk jouself met hulle, maar jy's ook 'n rugby speler, jy's ook 'n goeie rugby speler. Ek sien myself dat as jy teenoor Idris Elba of ek het nou al die voorreg gehad om saam met 'n verskeidenheid mense te werk. En Cuba Gooding Jr. Ek het in Wallander gespeel saam met Sir Kenneth Branagh. En in Kite saam met Samuel L. Jackson. Ek dink vir my gaan dit oor you raise the game. Jy maak seker dat jy meet jouself teen hulle en wanneer jy teenoor hulle speel, dan is dit soos 'n I'm on par of we as South African actors we're on par. We can hold our own. So ja, dit was vir my wonderlik om teenoor hom te speel. Hy was 'n baie aangename mens. Ek het Kobe Coetzee gespeel daarin. Ek het saam met Lawrence Fishburne, ek was hy Mandela en toe was ek Evie de Klerk. So ja, wonderlik en Lawrence het my movie Skoonheid het hy gesien en beoordeel by die Zurich Filmfees. So en hy het nogal met my gepraat daaroor en vir almal gesê, "Have you guys seen Beauty because this guy's performance and whatever?" Toe sê ek, "Baie dankie." Weet, vir iemand van daai kaliber en statuur om acknowledgement of erkenning te gee vir my werk was nogal vir my 'n pragtige oomblik. Maar om jou vraag te beantwoord, ja, dit is vir my 'n voorreg en dit is vir my mense raak opgewonde om te sê, ja, jy het saam met hom gewerk en jy het hom ontmoet en ja, julle het vriende geword, maar ons is net mens. En dit is vir my waaroor dit gaan. Jy weet, ons vertel stories. Gaan jy ooit terug na die hotelle toe en loop daar rond en gaan ek het hierdie gedoen? Ja. Ek weet waar alles is. Ek het vir Michelle teruggeneem soontoe en vir haar gaan wys, ons het daar gaan eet.
en vir haar gewys, daar's nog foto's wat daar hang van my, daar's nog vir haar al die geskiedenis vertel van die hotel en by die Villa Vea wat nou 'n Radisson is, ons was al daar gewees. Wow. En dit is vir my lekker, want ek is trots daarop. Ek Ja. is trots op dit wat ek bereik het by dit, want onthou ek was betrokke met die ontwikkeling van die hotel, van die planne stadium Ja. af. Jy weet waar moet die plugs wees, watter matte gaan in wees, hoe gaan die spyskaart lyk, messe, virke, glase, borde. Ek sê altyd vir iemand dis soos om jou huis te vat en alles weg te gooi en van niets af te begin. Ja, 100%. Dis waar ek betrokke was en dit was vir my wonderlik om betrokke te wees op die planne, jy weet, alles uit te werk en sulke goed. So ja, daar's natuurlik 'n klomp professionele mense om jou, maar dit was vir my lekker. Jy moet al die personeel aanstel, dan moet jy hulle oplei en interessant, ek het altyd met die opleiding vir die mense gesê, dit is net soos 'n teaterproduksie. Jou spyskaart is jou teks, Ja. jou uniform is jou kostuum en jou performance bepaal hoeveel tip jy gaan kry. Ja, So waar. dink aan. dis waar. So dis 'n performance. So as jy in 'n restaurant werk, moet dit nie sien as net 'n job nie. Dit is jou beroep. As jy die portier voor is, jy is meer belangrik as ek as die algemene bestuurder, want jy is die eerste indruk wat mense kry. As hulle jy die deur oopmaak, hulle tasse vir hulle help, jy bepaal of hulle dit gaan geniet of nie. En ek het daai sielkunde nie eintlik nie, maar dit probeer in mense bewerkstellig om te sê ek is trots om hier te wees. Well, thank you for helping me, Christian. Not a problem, sir. Enige rol wat jy gespeel het, wat jy gegaan het, I've now made it. Omdat skoonheid, ek dink 5 jaar te vroeg voor sy tyd was, vir die Suid-Afrikaanse mark, het dit geweldig aandag getrek oor see. Ek was in Toronto, onthou die film het by die Cannes Filmfees, was hy bekend gestel. En daar het jy voor 2.500 mense, was jy voorgestel aan hulle, by die Cannes Filmfees, nadat al die pers en almal daar was, en na die tyd, die Franse gaan jou of uit jou of vir jou hande klap, dan staan jy op en die ligte kom aan op jou ry waar jy sit, en almal klap hande, en daarna is dit al die onderhoude. So die film het vir my geweldig blootstelling gegee internasionaal. En selfs in Toronto, wat mense in die straat na jou toe kom met 'n foto van jou en sê asseblief teken hier, want en hulle ken dit as beauty, skoonheid, beauty. We loved your work in beauty, please, could you just sign there? En dan gaan ek, wow. Jy weet, en ek was daar met Long Walk to Freedom, dan onthou hulle my film van die vorige jaar. Jy weet, sulke goed. So, ek dink skoonheid het vir my regtig waar 'n traject gegee van internasionale sukses. En ja, so ek is baie trots daarop. So jou dogter het drama geswat en is daar enige advies wat jy het vir enigiemand wat tans in daai posisie is, wat hulle baie graag mee, so jy weet, 'n akteur wil word of wil drama swat? Sjoe, ek dink enige beroep het sy uitdagings. En theater, film, kom ons sê die term drama, dis 'n tawwe bedryf. Ek sou sê leer om te skryf, regie te kan doen, stemwerk. Probeer jouself so wyd as moontlik toerus om in die goeie en die slegte tye te kan werk. En moenie bang wees om as jy nie akteurrol kry nie, dat jy dan op 'n filmstel gaan werk as whatever. Ons is nie te groot daarvoor nie. Ja. Want ten minste bly jy besig en jy leer. Ja. So vir my gaan dit oor rus jouself toe. As jy nie rolle kry nie, gaan werk op 'n filmstel. Gaan doen oorklanking, gaan doen radiodrama, gaan doen stemwerk. Ek het by my huis 'n mikrofoon. Ek doen
opnames by die huis. Ek stuur vir kliënte werk. Jy weet so, jy moet jouself besig hou. Selfs tydens COVID was ek besig. So nee, jy moet jouself toerus en geen rol of geen werk is te klein nie. En ek dink dis die groot ding. Want die een toneel wat jy doen in 'n film, word jy raak gesien. En hulle gaan sê, "Wow, wie's daai ou?" En dan kry jy 'n groter rol. So moenie nee sê, jy moet goed kies. Ek het gelukkig gewees om nog altyd goed te kies. Ek lees altyd 'n teks. Ek het al 'n paar van die hand gewys. Maar kies reg en bly humble en niks, geen rol is te klein nie. So gryp die geleenthede aan, maak dit jou eie en die volgende ding sal kom. Cool. State your name. Aminata Giallo. Are you a runaway slave? I was once a man's property, but now I am free, like the Americans. No, you're a runaway slave from South Carolina. And a claim has been made against you. Bring in the claimant. So, ons het vroeër gepraat van al jou rolle wat jy nou al gedoen het. Is daar ene en jy doen aksente fenomenaal. En ek dink Bad Guys is seker een van die goeie die beste rolle, want toe ek hoor ons gaan met jou gesels, die eerste ding ek het sommer begin sweet want ek was soos dis die Afrikaanse maffia. Ja. So ek was op my senuwees want in my brein is ek vertolk 'n bad guy so goed. En ek dink baie van jou rolle, jy weet ons het vroeër van 'n paar van hulle gepraat, Roepman, al daai dinge. Is daar ooit 'n rol gewees wat jy emosioneel nie wou laat gaan van nie? Weet jy, ek het vroeg vir myself gesê, Dion, as ek van die stel afry, los ek die karakter agter. Man soos my pa. Ja. Vir my een van die moeilikste tonele was die selfmoord. Want dit bestaan nie in my brein nie. Ek kan nie myself indink dat ek kan nie dink dat hoekom ek dit sal oorweeg nie, maar nou in elk geval, dit was vir my moeilik en die dag wat ek op stel kom, die oggend wat ek wakker word en dit het by my gebly en dit het gekom en daai oggend word ek wakker en ek is in 'n baie donker plek. En ek besef, okay, it's fine. Ek ry stel toe. Ek kom daar aan en ek vat my ontbyt en ek gaan sit daar een kant. En Sean Els kom na my toe. Hy sê vir my, "Is jy okay?" Ek lig net my hand en hy besef, okay. Toe kom die first AD na my toe en ek doen dieselfde. En almal gesels op die stel en later dan begin almal fluister. Niemand praat nie hard om my nie. Want hulle weet toe ek is daar. Ja. En ek sê altyd as daai ding gelaai was, dat ek myself geskiet. Sure. En dis vir my nogal die scary deel daarvan. Ja. So skoonheid, die rape scene, toe ek huis toe ry, toe soos 'n Fransjo het niks gevoel nie. Ja. Dit het my geskok. Dat my karakter niks gevoel het daaroor nie. Ja. So ek los hulle op stel. Ek het daai dag nadat ek daai scene moes skiet en man soos my pa, het ek 'n komedie by die Woordfees gaan doen. En ek het 'n uur gehad van Houtbaai af Stellenbosch toe om te ry en ek het saam met Brendan Daniels en Waldie Schultz het ons 3 'n komedie op die teatergrond gedoen en dit het my weer daar net verstaan jy, so jy moet gedissiplineerd wees. Definitief. Ek dink as jy jouself toelaat om jy moet diep ingaan, want ek gaan geweldig diep, soos 'n Smiley of wie ook al. Maar jy moet gedissiplineerd wees om jouself weer daar uit te kry. Is net 'n rol. Definitief. En ek dink dis wat mense nie altyd besef nie. En ek dink, ek doen nie dwelms nie. En ek dink dwelms veroorsaak baie keer dat mense vashak in 'n donker plek. En dan gebeur met die jokers of wie ook al wat gebeur. So nee. So ek dink jy moet gedissiplineerd wees om jouself uit te haal. Die een dwelm wat jy wel het is teater. Ja, as ek so gaan kyk na jou teaterspel, omdat jy soveel ernstige rolle gaan, as 'n mens gaan kyk na die teaterstukke wat jy kies, dis altyd komedie, dis altyd lighartig, dis altyd fun, dis altyd iets wat 'n mens voller maak. En ek dink is dit 'n sielkundige besluit of ja, weet jy, ernstige rolle in film en televisie is altyd daar. Ja, ek dink tog so. Op 'n manier kom hulle na my toe. Gern Hauptvlies kontak my baie. Ek speel nou weer saam met Margriet in 'n ding, Margriet Meyer-Rodenbeck. Dis reg, ja. So is wonderlik, Gary Naidoo is ook daarin. En dit is ernstig nog steeds, maar daar is baie humor in.
Ek verkies dit so, want ek dink komedie is een van die moeilikste dinge om te speel. Beslis. Want mense Eintlik, ja. besef nie hoe ernstig en reg jy moet wees nie, of dit nou Pop of My Darling is, of in hierdie stuk jou karakter moet glo wat hy doen en wat hy sê. En die manier wat hy dit sê, hy bedoel dit ernstig. So in die gehoor lees soos hulle lag, maar jy moet dit glo. Ja. En dan raak dit nog snaakser. So nee, ek kies komedie want dit is vir my ook lekker en dit is vir my 'n teenpool van al die ernstige goed. En mense kom baie keer en sê, "Jy weet jy kan komedie ook doen." Dan soos ek is 'n akteur. Maar in elk geval baie dankie. Maar jy weet so hulle besef nie altyd nie en ek dink dit is vir my lekker om jy weet soos Val van Waterpere wat nou beste film was verlede jaar by die SAFTAs gewen het, 'n televisiefilm. Ja, dis alles ernstige swaar rolle. En so komedie om terug te kom in teater, ja, dis vir my lekker. Dis 'n goeie afwisseling en ek put genot uit en mense na die tyd ook soos wow, jy weet selfs dit kan jy Yes, funny. ja, want dit is jy's funny. Ja, dit is my werk. Ek is eintlik mense neem my ernstig op. En ek dink ek probeer hulle net wys dat ek is eintlik maar net wie ek is. Maar ek dink dit maak dit makliker vir jou ook om daai invloed te hê op ander akteurs soos ons vroeër gesê het, die inspirasie wat jy het vir jonger generasies. Jy het hierdie ernstige rolle met soveel beste actor pryse wat al aan jou toegeken het, soos ons gesê die lyste is eindeloos lank. Maar dan het jy ook hierdie lighartigheid op toneelvlak en ek dink dit maak dit makliker vir die jonger generasie om jou te benader. Soos jy sê, jy is betrokke by Eisteddfods nog steeds en silverskermfeeste is vir jou so belangrik. Ek meen, daar's amper elke jaar iets, 'n kortfilm of 'n langfilm van jou in dit. En ek dink dit is die inspirasie wat 'n mens trek van dit. Ek meen in die 60 jaar, jy het laas maand jou 60ste gevier, baie geluk. Baie dankie. En ek dink van dit 24 jaar wat 'n mens in die bedryf is, dis nie elke persoon wat dit kies nie maar ek dink om nog steeds na 24 jaar invloed te hê op elke Jan Raap wat op die toneelstuk wil wees, is iets fenomenaal. Dit is geen prys kan toegeken vir dit wees nie. Maar die jonger generasie definitief stap nader aan jou en jou invloed op hulle is baie groot. So soos jy sê, met die Eisteddfods, hoe benader jy dit en dink jy daar is 'n groter vlak vir Suid-Afrika se jonger generasie? Nie net as skrywers nie, maar as akteurs, dink jy die deure is groter oop met sosiale media? Ja, ek dink dit raak moeiliker. Ek is betrokke by die Uppington toneelfees. Ek het al in Kaapstad toneelfeeste beoordeel. Die Eisteddfod is vir my belangrik, ook die Tygerberg Eisteddfod het ek al beoordeel. Ek doen elke jaar die Kaapse Eisteddfod. Ek was self 'n skoolier wat deelgeneem het. Ek het prosa gedoen, Drakensberg Seunskoor. Ek is nog betrokke met die Drakensberg Seunskoor met die oud skooliere. En dit gaan nie altyd maklik daar nie. Dit raak duur. Maar ja, ek ondersteun hulle en ons is deel van die oud skooliere bond. En vir my is die Eisteddfod belangrik want 'n kind wat daar kom staan om 'n gedig voor te dra, om 'n stukkie te lees. Dis vir my jy gee vir hom iets vir die lewe. Hy of sy gaan nie noodwendig 'n akteur word nie. Maar hy of sy moet eendag opstaan voor 'n gehoor om 'n toespraak te lewer, by 'n troue iets te sê, by 'n begrafnis iets te sê, in 'n vergadering iets te sê of iets voor te lees. En net deur die vertroue om te weet ek het dit al gedoen en ek is beoordeel daarvoor. Dit is vir my belangrik. En dis vir my lekker. Dit maak hom 'n volronde persoon. En dis my manier om terug te ploeg. Dit is vir my belangrik. Dat ons nie onsself moet verwyder uit die bedryf uit en sê, ek is nou hierdie groot akteur, wara, julle kan maar aangaan nie. Wat gee ek terug aan die bedryf, aan die mense? En dit is vir my belangrik. So, ek is betrokke by die Alta de Tooi sentrum in die Kaap. Ek is beskermheer, hulle het my genader en dis vir my wonderlik. Ek was nou MC by hulle fondsinsameling. Fantasties. Black Tie event, ons het baie geld ingesamel. En dan sê mense vir my, hoekom? Dan sê ek, hoekom nie? Ja. Hoekom nie? Ek bedoel, dit was vir my, ek het die Here gevra, sê ek wil graag betrokke raak by iets. En nie lank daarna nie kry ek 'n oproep. Verstaan jy? Putting it out there in the universe. En dan weet ek, dis die regte ding, want ek wil terugploeg in die bedryf. En nie net dit nie, aan mense. En jy het 'n verantwoordelikheid. Jy het 'n publieke profiel wat jy moet gebruik tot voordeel van ander. Nie net vir jouself nie, en ek dink dis belangrik. So ja, jonger akteurs opstel, hou my dop, onbewustelik,
ek weet nie altyd daarvan nie en na die tyd dan kom iemand na my toe en sê ek moet net vir jou sê ek bewonder, ek sien hoe jy jou tegniek van werk en vir my kom dit al tweede natuur. Eendag op stel ek die ouetjie wat ons teks met ons woorde hardloop voor die tyd en wat die teks dophou om te sien. Toe vra hy vir my, kan ek net jou teks sien? Toe wys ek vir hom Bobby en hy kyk so en hy sê, okay. Want hy sien waar ek my klemme sit. Vir my is my voorbereiding op my teks is vir my belangrik. Ja. En dan kyk almal en sien wat ek doen en wat ek skryf. Ek skrap verskriklik op 'n teks. Al my gedagtes, Maak daai notas, hierdie gaan ek asemhaal. Ja, of net hoekom ek dit nou doen. Ja. Onthou jy skiet uit sekwens uit. O, dis reg. Ja, So jy moet onthou wat jou emosionele aanloop is en waartoe dit gaan en jy weet. So ek krap en skryf baie. Ek hou net van papier. Ek wil notaatjies maak. Ek weet dis deesdae maklik op jou iPad en sulke goed. Vir 'n jong akteur of 'n jong mens, AI is 'n probleem, maar ook nie 'n probleem nie, maar AI gaan 'n probleem raak. Ons alreeds gebruik ons dit in oorklanke. Dis waar. Ek doen oorklanking, dan doen ek 3 karakters en een is my eie stem en die ander 2 word ge-AI. En dit is 'n probleem. Ek doen baie Amerikaanse werk, ek doen baie Britse werk. Ek doen ook regie in die oorklanking by Amerikaans. Maar ek dink vir jong mense, ek dink so baie het al verander. Ek sê altyd in teater kan niemand jou vervang nie. Nog nie. Ek weet nie of 'n robot op staan of jy weet of wat doen mense daai bots. Ja, die bots hier langs jou kom saam met jou kan speel nie. Maar ja, in film so baie kan ge-CGI word en verander word, maar kamerawerk gaan daar altyd wees. Klankwerk gaan daar altyd wees. Daar gaan altyd iemand wees wat aard moet doen. Daar gaan altyd iemand wees wat die hele pragtige tussen die kussings moet plaas, ons tussen die kussings moet plaas. Verstaan jy? So iemand met kostuums. AI kan nie dit doen nie. So daar's altyd werk. Dit hang af wat jou nering wil wees, wat jy wil doen binne dit. So ja, ek dink daar is geleentheid. As dit regtig jou passie is, as jy regtig voel jy's geroepe daarvoor of jy wil regtig dit beleef. Jy doen teater, jy doen drama. Maar jy het ook ander goed uit dit uitgevind. Om op radio te wees, om dit te doen wat jy nou doen. So ek dink mense moet net weier kyk. Moenie net in dieselfde prentjie bly nie, moenie net in dieselfde gedagte bly nie. Vergroot jou horisonne deur te kyk na wat anders kan jy doen binne die raamwerk van die kunste. Die kunste is so groot en ek dink dis wat vir my lekker is. So ja, die jong mense moet dit geniet. En soos ek sê, ek het al beoordeel en vra ek vir die meisie wat gewen het beste aktrise, wat gaan jy word? En sy sê nee, ek gaan glad nie in die teaterwêreld nie. En hoekom doen jy dit? Nee, want ek hou daarvan. Dit is vir my lekker en dit gee vir my selfvertroue. That's fine. Dis fine. Nie almal kan 'n dokter word nie. Nie almal kan 'n akteur word nie. Nie almal kan doen wat jy doen nie. So mense dink is maklik. Dit is nie. En ek dink dit is die groot ding. Vind wat vir jou, jy moet passie hê. Definitief. En as jy nie passie het nie, ek het 'n passie en 'n liefde vir wat ek doen. Ek absoluut love dit. En as jy het 'n passie vir wat jy doen, en as jy nie daai passie het nie, dan gaan jy dit nie goed doen nie of wil doen nie. Ja, 100%. Ja. Ek stem 100% saam. Baie dankie. Dit was fenomenaal om met jou te gesels. Baie dankie vir die eer. En hierdie is nie KI intelligensie nie. Hierdie is Dion Lots. Tussen kussings. Tussen kussings, dis reël en baie dankie vir julle tyd. Baie dankie. En alle sterkte met julle podcast. Dankie. Ja. En dan wil ons graag vir jou ietsie gee. Oh wow. Oh. Jy kry jou eie tussen kussings kussing. Baie dankie. Tussen kussings, kyk hierdie podcast asseblief. Dis wonderlik. Ons gesels lekker. Dis eerlik en opreg en alle sterkte vir julle in die toekoms. Baie dankie. En mag dit net van krag tot krag gaan. Dankie. Baie dankie vir julle tyd. Dis 'n voorreg. Dankie. Kyk hierdie pragtige kussing. Ja, dis beautiful. Dankie. Tussen kussings. Dit was absoluut fenomenaal om hom hier te hê. Ja. Hy het kom kuier want een van sy vriendinne, Marinay, wat in Piat is. Shout out to Marinay. Shout out to Marinay. Dankie Marinay. Dit sounds wou ons sê haar vriend kom kyk, haar vertoning wil ons dalk met hom gesels en sy sê vir my dis Dion Lots. Was ek baie dankbaar dat ek gesit het. Ja. Want ek was soos wow.
Ja. En ek was verskriklik overwhelmed toe ek hom ontmoet het, want dit is iemand wat ek al lankal vir opkyk en sy stories is so mooi en net soos wat ek en Zayn gesê het, ons wil mense se stories vertel met tussenkussings, is Dion iemand wat daarop hamer dat ons ander mense se stories moet vertel. Ja. En ek nou daar's 'n gedeelte in hierdie interview wat julle sal sien wat hy praat oor dat hy gebid het en gesê het, wys vir my wat ek moet doen. Hy sê en toe kry hy 'n oproep en toe verander dit net, jy weet, toe word hy vir meer geroep. En dan daar's so 'n oomblik wat jy Lisa Marie sien so kyk vir die kamera. En dis omdat ek agter die kamera was en sy net gegaan het soos het jy dit gehoor, soos van because we've been thinking the same thing. So ja, dit was baie lekker om vir Dion Lots te ontmoet. Hy is verskriklik vriendelik. Hy is very supportive oor tussenkussings. Ja. Hy wil hê ons moet mense se stories vertel en dit was so lekker om met hom te kan gesels tussenkussings. Tussenkussings met Dion Lots. Ek is Johan Rosa Huystek. Ek is in die eerste plek 'n geliefde kind van God. Baie lief vir musiek, passievol oor musiek en veral met musiek te skep. Ek is 'n binnewêreldreisiger en ek glo ek is geroep om self die uiterlike wêreld meer te reis en ander te inspireer om nie net in hulle binnewêreld te reis nie, maar ook hulle uiterlike wêreld te reis en veral met mense te connect en dit wat hulle pad langs kom. En hopelik kan ek musiek gebruik om dit te doen.